25 Augustus. Dank God elke dag vir die kruis. Die kruis ontmasker die Satanse regering. Nadat hy, Christus, die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getromfeer het. Kolossense 2 vers 15. By die kruis van Golgotha het liefde en selfsug lynreg teenoor mekaar gestaan. Hier sien ons die kroonstuk van die bewys. Christus het gelewe alleen om te vertroos en te seën, en deur hom om die lewe te bring, het die Satan die vyand van sy haat teen God geopenbaar. Hy het bewys dat die ware doel van sy rebellie was om God te onttroon en hom te vernietig deur wie God sy liefde geopenbaar het. Deur die lewe en dood van Christus is die gedagtes van mense blootgestel. Van die krib tot die kruis was die lewe van Jesus 'n oproep tot selfopoffering en gemeenskap met lyde. Dit het die doelwitte van die mense ontsluier. Jesus het gekom met die waarheid van die hemel. En almal wat geluister het na die stem van die Heilige Gees is tot hom getrek. Diegene wat die eie ek aanbid het behoort aan die koninkryk van die Satan. In hulle houding teenoor Christus sal almal wys aan wie se kant hulle staan. Op hierdie wyse spreek elkeen die oordeel oor homself uit. In die dag van die eindoordeel sal elke verlore siel die aard van sy eie verwerping van die waarheid verstaan. Die kruis sal voorgestel en die ware houding daarteenoor sal gesien word in elke hart wat deur die sonde verblind is. Voor die gesig van Golgotha met sy misteriese slagoffer sal sondaars veroordeel staan. Elke leenagtige ekskuus sal weggevee word. Die afvalligheid van die mense sal gesien word in sy ware sondige karakter. Die mense sal sien wat hulle keuses was. Wanneer die gedagtes van alle harte geopenbaar sal wees, sal getroues sowel as die opstandelinge verklaar. Regverdig en waaragtig is U wee, o koning van die heiliges. Wie sal U nie vrees nie, Here, en U naam nie verheerlik nie, omdat U regverdige dade openbaar geword het. Alhoewel die aarde van die hemelse ryk verwyder is, en geen gemeenskap meer daarmee gehad het nie, het Jesus dit weer binne die sfeer van heerlikheid gebring.